Loof die Here. Ons gaan vanmôre so 'n bietjie lekker gesels. Dankie span. Dit was lekker om saam met julle te aanbid. Ek wil hê, ek het laasweek vir julle gesê, ek is 'n prentjie mens. Kan ek sien hoeveel prentjie mense is hier in die kerk? Hier's nogal 'n klompie, nee. Hier's nogal mense wat kan prentjies bou vir hulle self hierso, nee. Jy moet vanmôre moet jy die prentjies sien wat die Here my wys. So ek gaan vir u eers inlei in prentjies wat ek nou gesien het vanmôre. Het u gery na die kerk toe en dit was baie mistig? Het u dit gesien? Wie het gery toe dit so mistig is dat jy omtrent net so 'n paar tree voor jou kon sien? Ja, hier's 'n paar. Dis die wat eerste by die kerk kom. Terwyl ek so ry en ek sien maar my sig is so beperk vanmôre, toe ry 'n man met 'n fiets reg voor my in. Gelukkig was ek baie rustig en baie stadig gery, so ek kon lekker remtrap, nee. Maar die sigbaarheid van iets wat God baie mooi gemaak het, is belangrik dat ons dit kan sien. Dat daar nie goed is wat verhinder dat ons dit kan sien nie. Ek wil nie gou na iets toe vat. Suster Minnie, 2 weke gelede, toe kom sy na my toe. Jy weet my ma was so siek gewees. Ons eintlik het almal gaan afskeid neem van haar, sy's by die dood gewees. Sy was by die dood. En Suster Minnie sê vir my 2 weke terug, pastoor, kan ek vir jou sê wat is fout met jou ma? Hulle gee vir haar te veel pille. And it clouds her mind. En sy kan nie opgewonde raak nie, sy kan nie meer lewe nie, sy kan nie meer sing nie, want sy is eintlik net 'n dummy wat daar lê. En ek gaan en ek sê vir my broers en susters wat daar in George bly, en ek sê vir hulle, luister, vat daai pille weg van ma af. Dis nou 2 weke later, my ma sit regop, hulle stoot haar uit, sy sing weer liedjies, sy onthou al die liedjies, sy loof weer die Here. Man, weet jy nie, Satan, wat mense gebruik om ou mense sommer dood te maak, want hulle is mos nou oud, so kom ons maak, gee maar net vir hulle soveel pille. 'n Dokter sê, ag, weet jy, ons kan maar vir haar soveel pille gee, want dit gaan haar mos nou nie dood maak nie, sy is mos nou al 84. Clouds the mind. En ek gaan vanmôre, wil ek met u praat oor 'n oop hemel. Want in die geestelike riem word ons minds, ons wese, ons siels, ons geesdimensie, ons menswees, ons liggaam word gecloud, sodat ons nie kan sien wat God wil hê ons moet sien nie. En dat ons nie kan regeer nie, omdat ons nie weet, daar gaan nou iemand voor my inhardloop nie. Die Here wil jou wys wat hy wil hê jy moet sien. En nou wil ek gou vir u lees in Jesaja 64 vers 1 tot 4 in die ou vertaling. Ek wil hê jy moet nou verskriklik opgewonde word oor hierdie woord. Want as jy hierdie woord gaan vat vir u, gaan u lewe verander. Ek het met u 2 weke terug gepraat oor kom in ritme met God. Laasweek het ek met u gepraat oor 'n God-ontmoeting. Vanmôre praat ek oor 'n oop hemel en al 3 is in mekaar geweef. So probeer dit die ander ook luister, dan sal jy verstaan ook waar ek by hierdie boodskap van vanoggend uitkom. Jo pastoor, ons moet weer aandiens hou, lyk my. Ag, as u maar. Dis amper 'n uitroep, nee. Het u al op 'n plek gekom waar jy sê, ag Here, as u maar net. As u maar die hemele wou skeur. Wou neerdal, as hy dit oop skeer, dan skeer hy dit nie oop nie, hy kom sommer saam met dit, hy kom af. En wou neerdal, dat die berge wankel voor u aangesig. Julle, ons aanbid nie 'n beeltjie nie. Soos vuur, die houtjies aan die brand begin steek. Here, laat die vuur hierdie houtjies aan die brand begin steek, en laat hierdie mense begin aan die brand raak vir u. Vuur die water laat opborrel, want as daar vuur by water kom, dan kook hy mos, is dit reg so? Oh man, ek gaan so begin kook vir die Here.
om u naam aan die teestanders bekend te maak, sodat nasies voor u aangesig kan bewe. Weet u, my broer en my suster, ek ervaar 'n tyd wat gaan kom, waar die kerk van die Here weer naby God gaan kom, waar as hulle in jou teenwoordigheid kom, hulle gaan bewe. Wanneer u vreeslike dinge doen, waar ons nie op gehoop het nie, as u maar wou neerdal, sodat die berge wankel voor die aangesig, dan vers 4. Van ouds af tog, van voor hierdie mense wat voor my sit, en voor myself, het niemand dit gehoor of verneem nie. Geen oog het 'n God gesien wat werksaam is vir wie op hom wag nie, behalwe u. Steek jy ons gou saam op. Ek wil wag op u. Ek wil wag op die Here. Ek wil toelaat dat die Here, ek wil toelaat dat die Here deurbreek. Ek wil toelaat dat die Here die hemel oopmaak vir my, in my binnekamer, daar waar God met my ontmoetings het. Ek soek 'n ontmoeting van die lewende God. Kom ons lees dit gou die message. Partykeer, dis nou prentjies bou. Message is nou prentjies bou. So, ek lees eers vir hierdie een wat, die ou vertaling, wat kom uit die Grieks en Hebreëus. Okay. Ek sal nog al 'n message kan skryf. Oh, that you would rip open the heavens and descend, make the mountains shudder at your presence. And as when a forest catches fire, as when fire makes a pot to boil, to shock your enemies into facing you. Whoa! Make the nations shake in their boots. Oh, Trump, jy weet nie waar lê die krag van hierdie krag van hierdie wêreld lê, en die God wat jou boot sal skud. You did terrible things when we never expected. Daar sal goed gedoen word wat terrible is, wanneer jy nie op die plek is nie, nee, goed. Descended and made the mountains shudder at your presence. Since before time began, no one has ever imagined. No ear heard, no eye seen, a God like you who works for those who wait for him. Hero shit. Nou net amplify net die 4de vers. Kom ons kyk gou daar wat sê. For from of old no one has heard nor perceived by the ear, nor has the eye seen a God besides you, who works and shows himself active on behalf of him who earnestly waits for him. I want you to see something this morning. I want you to see an active God. He is always active, but because you're not in the place where you must be, he's not active in your life. Okay, Here seën u woord aan hierdie mense se harte vanmôre. Luister gou 'n paar goed. Die aarde val uitmekaar en sy mense, omdat die hemel net oor 'n klein groepie kinders van God oop is. Weet jy, my broer, my suster, die Here het vir ons beloftes gegee na ons okkupasie van hierdie kerk. En die Here is besig om dit te begin doen, hoor. Daar's 'n stirring in die hemel vir fontein van lewende water. En die groepie gaan groter word, sodat ons groepe word, wat begin om te ervaar dat die Here naby gekom het. Halleluja, 'n oop hemel is 'n belofte van God se woord en sy wil vir al sy kinders. Die Here se wil is net dat pastoor hierdie week by hom sal hoor en volgende week kom deel met sy mense. Nee. Sy wil is dat jy elkeen, vat jouself so 'n bietjie hier. Sê myself, die Here wil hierdie week vir my 'n oop hemel gee. Halleluja. Loof die Here. 'n Oop hemel is wanneer God se perfekte wêreld van doel, orde, mooiheid, mooiheid, sê, the beauty of his holiness. Ons so ten volle vul, dat ons hemel ervaar het en verkry, alhoewel ons nog hier op aarde is.
Ek dink as ons eendag by die Here gaan kom, nê, en ek sien uit daarna, maar ek wil nie nou al gaan nie, want ek het iets wat ek wil ervaar van hemel op aarde. Hier's iets wat ons mis, want die Here het gesê, julle moet regeer oor hierdie aarde as my kinders, dan sal dit vir julle soos hemel voel hier, maar ons word getrap deur 'n duiwel wat nie die reg het om dit te doen nie. Die oop hemel is alreeds beskikbaar en 'n geloofs- en 'n lewensverhouding van 'n opregte kind van God aktiveer dit in sy eie lewe. Die hemel is klaar oop. Ek gaan vir die tekste gee, hoor. Jesus het gekom en die hemel klaar oopgemaak. Die werk is klaar gedoen, maar is dit in jou lewe betrokke? Is dit geaktiveer deur jou geloof en jou verhouding met die Here? Matteus 6 vers 10, laat die koninkryk kom, soos in die hemel, net so, sê net so. Wat beteken net so? Dieselfde. Nou is ons, wat pastoor, hierdie wêreld is 'n gemorsplek, dit is omdat jy nie by die Here hoor nie. Jy kan hierdie aarde verander. Ek smag na die Here dat hierdie gemeente, hierdie wêreld, al begin ons net by hierdie boerein, dat die Here hierdie boerein net stuit gaan skutte. Die teenwoordigheid van die Here so vaardig hier sal word, dat mense sal hardloop na God toe. Halleluja. God wil hê die hemel moet alles wat ons is en alles wat ons doen beïnvloed, en hy reeds alles gedoen sodat dit moontlik is op die kruis van Golgotha. En ons het vanmôre daaroor gesing. Op die kruis van Golgotha toe hy sterf, toe skeur daar 'n gordyn in die tempel van die Here. En die Here sê, ek maak oop vir al my mense om na my toe te kan stap en weer terug te stap. Hoor nou mooi wat ek vir julle sê. Hoor mooi wat ek julle sê. Om na God toe te gaan stap, en hy bekragtig jou, en hy versterk jou, en hy tel jou op, en hy plaas in jou die krag, en hy sê, gaan terug en gaan stap onder die volk van die Here, en raak hulle lewens aan. Is ek te hoog of is ek okay? Halleluja, loof die naam van die Here, loof sy wonderbare naam. Alles is nou tot God se kinders tot beskikking, omdat God ons uitgenooi het om sy seun Jesus Christus aan te neem as saligmaker en verlosser, het ek alles gekry wat die hemel vir die wêreld kan gee. In Jesus, sê in Jesus, is ek ingeënt om die wêreld die godheid te wys. Halleluja. 'n geopende hemel is verbind aan gehoorsaamheid aan God. Jou hemel gaan toeraak wanneer jy ongehoorsaam aan God raak. Laat ek nou maar eerlik wees, ek wil eerlik met u wees vanmôre. Sonde gaan dit bietjie toemaak, hoor. En nou wil ek nie vir u wat bietjie goedjies het wat u pla nie, nou moedeloos maak nie. Begin met die Here praat oor dit. Sê vir die Here, Here, ek het hierdie goedjies wat my bietjie pla, hierdie duiweltjies wat hier op my wil kom sit, en nou maak dit my toe om by u uit te kom, Here, en ek wil hê, help my. Help my dat dit verwyder word. In die naam van Jesus, halleluja. Oh, what a wonderful name it is. Halleluja. God se belofte is nie net meer geld nie. Hoor nou wat ek hier sê vandag. God se belofte. Weet jy wat vir my die Here sê in Maleagi, hy sê, toets my, kyk of ek nie die sluise van die hemel sal oopmaak as jy getrou is in die mammon nie. Sê dit in Lukas, nie? Sê hy die mammon. Maar ek wil vir jy sê, wanneer jy 'n bietjie geldjies vir hierdie kerk gee, gaan dit niks verander nie, maar dit gaan jou lewe verander, want die Here sê jy moet dit gee in sy skathuis, en dan begin hy sê, maar hierdie kind van my raak gehoorsaam in die kleine dinge, die mammontjie, en ek kan hom begin vertrou met baie groter dinge. Halleluja, halleluja, halleluja.
God se belofte is nie net geld nie, maar die hemelse skatte wat ons lewens magtig en bekragtig en kragtig beïnvloed. Dink 'n bietjie. Dink u, is geld wonderlik? Hou jy van geld? Ja man, jy moet sê jy hou daarvan. Ons like dit om ons ou 'n bietjie geldjies te hê, is dit reg so? Maar my broer en my suster, die Here se rykdomme is baie meer as dit hoor. Dink jy gaan ietsie in jou kussie saamvat? Maar wanneer die Here jou bekragtig en jy begin met hemelse gesag, autoriteit neem oor die mag van die vyand en jy begin 'n bietjie werk vir die Here en jy begin geluk ervaar, dink so 'n bietjie geluk met 'n bietjie minder geld, ongeluk met baie geld. Vrede met 'n bietjie minder geld. Whatever. Ek wil eerder vrede hê. Ek was by tye ryk, Mata. Maar ek het alles vir my kinders weggegee. Maar nou het ek baie vrede. Vrede, gawe van God. Blydskap wat net God kan gee. Halleluja. Oh, wie wil bly wees? 'n oorgegewe blydskap kom net van God af. Jy kan nie jouself bly maak nie, man. Jou blydskap is kort van draad, hy kort van duur. Maar wanneer die Here my bly maak, halleluja, wanneer die vreugde van die Here uit die hemel kom, dis geskenke van die hemel wat oop is. Die Here sê daar in Openbaring 4 sê hy vir Johannes, kom bietjie, hier's 'n geopende deur vir jou. Kom hier op na my toe en ek toon jou iets. Ek wil vir julle sê, nee, dit is dieselfde God wat daar gepraat het. Dieselfde God wil vir jou iets sê. Hy wil vir jou sê, kom bietjie op na my toe. Kom sit bietjie op my skoot en ek toon jou iets. Dan sal die wêreld en sy gemors nie meer vir jou so belangrik wees nie. En jy gaan uitstap uit die troonkamer van God, by die besturende direkteur, die grootste gesag wat daar ooit is, en kom doen wat hy sê jy moet doen. Is hy nog hier? 'n geopende hemel help ons om op te gaan in die gees. Ek het dit eintlik gesê al vir julle, op te gaan in die gees, 'n duidelike beeld te kry van waar ek op aarde moet regeer. Sê vir jouself vanmôre, ek kan net 'n duidelike beeld vanuit die hemel kry. Die duidelike beeld waar God wil hê, ek moet regeer vanaf hom in hemelse plekke, ek moet begin sien. Ons elkeen sien dan beter. Wie was al by God en dan lyk die wêreld vir jou heeltemal anders? Nee, is net 'n paar. Wie was al in sy teenwoordigheid? Jesus, die wêreld lyk mooi hoor. Die blommetjies wat jy nie eens raak sien nie. O, hulle lyk so baie mooi. Die mense om jou begin mooi lyk. Halleluja. Sien beter, hoor beter, dink duideliker. As ons weer op die aarde kom en ons was in die teenwoordigheid van 'n hemelse onbeperkte regerende God. Loof sy naam, halleluja. Die hemel is ook geopen tydens Jesus se doop. Ek sê net gou vir u vinnig, hoor, ek gaan nie dit nou lees nie. Toe hy by Johannes by die Jordaan kom, ek wil vir jou nou sê, nee, as jy nog nie gedoop is nie, nee, die hemel kan so 'n bietjie toegehou word op skreefietjies, hoor. Jy moet jou laat doop, want die hemel is geopen toe Jesus gedoop was. Halleluja. O, die Here skeur die hemel oop. Halleluja. Toe Jesus gedoop word, toe sê hy, Heilige Gees, gaan na hom en sit op hom permanent. En hy sê, die Vader sê, dit is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. Hoekom? Want hy het hom laat doop. Nee, wat pastoor, weet jy, ag nee, ek het nie nodig om my weer te laat doop nie. Ek is gedoop toe ek 'n babietjie was. Jy is nie gedoop toe jy 'n babietjie was nie. Jou ma en pa is gedoop. Want hulle het besluit. Dis tyd dat jy besluit. Jy het 'n gelowige van die almagtige God geword en dan neem jy 'n besluit in gehoorsaamheid. Ek gaan hierdie doopwater deurgaan. Volgende week doop ons. Daar's mense wat hulle moet laat doop. Jy vra, hoekom groei ek nie in die Here nie? Dis omdat jy stil staan by goed wat jy nie luister nie.
Oh, loof die Here, en dadelik toe hy uitklim uit die water uit, sien hy die hemelse skeur, die hemel skeur, en die Gees soos 'n duif op hom neerdal, en daar het 'n stem uit die hemel gekom, dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Die hemel, die Engels van die Hebreëus en Griek sê, the heaven will rip open. Hy het dit oop. Here, vat nie so. Kom ons op hom gou oop. Hy ruk hom oop, halleluja, halleluja. Toe sy kind van hom, Stefanus, met klippe gegooi word, toe ruk die Here die hemel oop. En hy staan en hy sien God die Vader wat sit en Jesus Christus wat staan aan die regterhand van God, halleluja. Kom na my toe my kind, jy het genoeg dat hierdie wêreld jou seermaak, ek vat jou daar na my toe. Ons gaan, weet jy, ons gaan weggeraap word. Oh, weet jy, ek gaan nog so loop, en dan gryp God my. En dan ruk hy my in die hemel in. Halleluja, halleluja. Oh! Sien nog hier? As die hemele oopgaan, hy skeur, hy split, hy skud, die berge smelt weg, soos wax. Soos wax, halleluja. Kom, sê ek het nou maar net, kom ons lees goed daaroor. Kom ons lees goed. Psalm 97, the Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the multitude of isles and coastlands be glad. Wêreld word bly, because your God reigns. Clouds and darkness are round about him, as at Sinai. Righteousness and justice are the foundation of his throne. Hoor hierdie God, fire goes before him. Oh, 'n nuclear bommetjie gaan niks doen. In the presence of the Lord, the adversaries, the enemies will be burned by God. En moenie dink my God is net 'n God van geweld nie. Hy is net so kragtig dat wanneer sy kinders begin optree en doen wat hy sê, oh, dan werk hy. Prys sy naam. Fire goes before him, burn out his adversaries round about. His lightnings illumine the world, the earth sees and trembles. Hoorie my broer en my suster, terwyl ek hierdie lees net sien ek sien hoe hierdie kerk van die Here begin om 'n lig te word. God skyn oor jou uit 'n oop hemel binne in jou en jy stap buite en die mense moet goed aan voor hulle oë sit. So skyn jy in die teenwoordig. You illumine, so wat? Illumine the world. Go and shine in the world, church of God. The hills melt like wax at the presence of the Lord, at the presence of the Lord of the whole earth. Hallelujah. The heavens declare his righteousness, and all the people see his glory. Pastoor, dis vir die hemel eendag. Dis vir nou. Die Here sê dis vir nou, soos in die hemel, so op die aarde. Why is the glory of God not here? Because we don't have an open heaven. Ek is nie meer lank hier, hoor. Ek gaan nou land. O, ja. The Lord reigns, the Lord reigns, let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the people be glad, our God reigns. Nog 'n keer, the Lord reigns. The Lord reigns, let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the earth rejoice, let the people be glad, our God reigns. Nou kan ek die ander goed sing. A fire goes before him,
and burns up all his enemies. The hills melt like wax. In the presence of the Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. Our God reigns. Gee die Here 'n lofoffer. Halleluja. Halleluja. Oh, Here, U is so groot. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, ek het hier nou al so baie gewys hoe groot hierdie God is. Het u gedink hoe dit gevoel het toe die Rooi See oopgesplit is? Hè? Oh, hè? Die hemel moes oopgegaan het toe die Rooi See gesplit word. Wanneer daar groot dade gedoen word, gaan die hemel oop. Toe die Sodom en Gomorra gebrand geword het, hè? Wat moes gebeur? Die hemel moes oopbreek. Toe Jesus gedoop word, die hemel moes oopbreek. By die kruisiging van Jesus, die hemel moes oopbreek. Kom ons lees gou hier Matteus 27 vers 50 tot 53. Lees gou daar saam met my. Hoor gou wat gebeur. Hoor gou wat gebeur. 'n Hemel wat oopgaan. Die hele Bybel is daar vol van. En jy gaan nie enige verskoning kan hê en sê nee, ek het nie geweet die hemel moet oopgaan nie. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. So Jesus gaan nou uit sy werk gedoen vir ons. Hy gaan nou, nee. Okay. En kyk, die voorhangsel van die tempel het in twee geskeur. Van bo na onder. Hy sê dit spesifiek. Dit kon nie 'n mens wees nie. Daai ding is massief hoog geweest. En die aarde het gebewe en die rots het geskeur. Hoor nou. En die grafte het oopgegaan. Hoor jy wat gebeur wanneer die hemel oopgaan? En baie liggame van ontslape heiliges het opgestaan. En na sy opstanding het hulle uit die grafte uitgekom en die heilige stad ingekom en dan baie verskyn. Wow, die dooies word lewendig wanneer die hemel oopgaan. Okay, daar is hy. Een broer en suster, hoor hierso, sal vir ons erg wees as die dag wanneer dit sal vir my nogal erg wees as ek vanaand daar by my huis is en hier kom my pa aangestap. Oh. Jesus, the light of the world, came to enlighten. Hy verbreek die sondebande, hy skeur oop die donker magte. O, die Heilige Gees reageer daarop en hy kom woon in sy kinders. O, prys sy naam. Sê die Heilige Gees, die drie-enige God, hy kom uit die hemel, 'n oop hemel en kom bly binne in my, halleluja, en loop elke dag 'n pad met my, halleluja. En ek sê nou vir hom, good morning Holy Spirit. Elke môre voordat ek daai voetjie van my gryp, sê good morning Holy Spirit. Welcome. Open your heaven today over me. Here, laat hulle net so halfte van my opgewondenheid begin kry. Dan gaan ons gaan die wêreld omkeer, Here. Prys die naam van die Here. Halleluja. Loof sy wonderbare naam. Jakobus 4 vers 5 sê God is jaloers. Weet jy God is jaloers op jou? Mag hy jaloers wees? Hoekom mag hy jaloers wees en ek mag nie jaloers wees nie? Want hy besit alles. Jy is syne. En omdat jy syne is, mag hy jaloers wees op jou. As jy verkeerde goed doen, dan hou hy nie daarvan nie. In Jakobus 4 vers 5 tot 8 gaan lees dit. Sê God is jaloers dat sy volheid kan gebeur in ons lewens. God is hartseer, omdat hierdie kerk gestagneer het vir 7 jaar, hier in Boereinestyd, omdat die duiwel sy kloue in die wêreldsisteem ingeslaan het, en ons probeer verhinder het. Never again! The power of darkness wants to block your fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. And you can stand on the promises of God's Word and with the Holy Spirit and tell that darkness to go and light be enlightened by the Holy Spirit and Jesus Christ our God. Hallelujah. Hallelujah.
Kolossense 3 vers 1. As julle saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daar bo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Efesiërs 5 vers 18. Word met die Gees vervul, be ignited. Oh, let there be revival in this church. Hallelujah. Oh, Here, ek steek die hande voor my uit as jy dit wil hê. Here, ons soek herlewing in hierdie kerk. Ek bid vir 'n hemelse skudding in hierdie gebou, in ons mense by die huis, Here, dat ons verander sal word deur 'n God wat lewe bring. Halleluja. Loof die naam van die Here. Halleluja. Net Jakobus 5 lees ek gou saam julle, dan is ek klaar. Lees gou saam mee. Is anyone among you afflicted? Is daar van julle wat swaar kry? As dit is, moet julle nou sê. Ill-treated. Is daar mense wat lelik behandel word? Jy vat dit nie verder nie. Suffering evil. Kom die duiwel en praat, maak moeilikheid met jou. Nee, nie meer nie. He should pray. Maar ek sê maar, sy ook, want ek wil nou nie, julle vrouens moet dink, julle kan nie bid nie. Is anyone glad at heart? He and she sing praises to God. So, as jy afflict is, as daar dinge is wat jou pla, sê in die naam van die Here, ek is 'n kind van die lewende God, jou evil spirit, jy het nie meer 'n kans in my lewe nie, and now I'm just gonna ek gaan nou ophou met jou praat en I'm gonna praise the holy name of my God. Is anyone among you sick? Weet jy, ons moenie meer siek mense hê in ons kerk nie. As God gaan begin werk soos wat hy wil werk en almal hom toelaat, gaan hy nie 'n siek mens in hierdie kerk inkom nie. Hy sal by daai deur inkom en dan is hy gesond. Loof die Here. He should call the church elders. Ouderlinge, julle gaan julle begin moet regkry, hoor. Julle gaan moet begin olie salf. Julle gaan julle olies moet begin salf. Wanneer julle geolie word deur die Heilige Gees by die huis, dan moet julle olie saambring, want dan moet julle die mense gaan salf hier. And they should pray over him, anointing with oil in the Lord's name. And the prayer that is of faith. Say the prayer that is of faith. Jy moet begin om jou God te glo, hoor. Dan moet jy save him who is sick, and the Lord will restore him, and if he has committed sins, he will also be forgiven. Weet jy, wanneer die Here begin met jou werk, nee, en daai ou klein goedjies, daai ou jakkalsies wat jou so vashou, wanneer hy daai jakkalsies begin sien, maar die Here is besig met hierdie kind van hom, nee, dan hardloop daai jakkalsies, jy bind hulle sterte aan mekaar en jy brand hulle. Confess to one another therefore your faults, your slips, your false steps, your offenses, your sins, and pray also for the one another. Begin van mekaar bid. Sit jou hand so op die een langs jou, sê ek wil vir jou bid. Ek wil vir jou bid hierdie week. Your offenses, your sins, and pray also for one another, that you may be healed and restored to a spiritual tone of mind and heart. The earnest, heartful, continue with. Nee, ek bid net een keer in die week en dis Sondag. Dan gaan jy 'n slappie bly. Because when you continue praying, then prayer of a righteous man makes tremendous. Say saam met my, tremendous. I'm righteous because not of myself, but in Jesus Christ. I've got the righteousness of God. Hallelujah. And it makes tremendous power available because it's an open heaven. And when that power becomes available in this people, oh! Dynamite! Julle moet net nie hierdie ding op YouTube sit nie, as dit dink jy pastoor Ribaga Shendorobo, staan saam met my. Rubaba Shendaraga Sebebe Ndulubuda. Groot God, wonderbare God, lewende God, halleluja. O wonderbare Heilige Gees,
Spirit of the living God, touch your people this morning. Oh Here, wie wil dit hê? Steek jou hande op voor die Here. Oh, onthou nou, dit is 'n besluit wat jy neem, nee. Jy moet nou gaan tyd by God spandeer, hè. Laat jy begin net Johannes lees, begin net 'n boek eers lees, en sê, Heilige Gees, begin my help, wat om te sê, begin my help om nie meer die negatiewe dinge te spreek nie, hè. Negatiewe dinge is klaar! Oh, Here, it's a new day, say it's a new day. Oh, hierdie dag, wat genoem word vandag, gaan my lewe verander. Halleluja! Halleluja! Oh! Volgende week hou ons konferensie. U wat u moet laat doop, kom sien my na die tyd. Daar word ander mense klaar gedoop, maar u moet... Oh! Sê, die duiwel, jy het my genoeg lang vasgehou. Ek gaan nou losruk. Halleluja, wat sing ons? Halleluja. Kom sing. Kom my vroukie. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. The Spirit of the Lord is in this place. Die Gees van die Here is hier. Die Gees van die lewende God is in die plek. Halleluja, 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 halleluja. Rababa shendorgu sundalabad. Halleluja. Loof je naam, Here.